speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Ons eerste stop van hierdie avontuur was Gavarnie gewees. Klein dorpie in die area van Normandie of Normandy in noorde van Frankryk. En Gavarnie is 'n bekende plekkie omdat die impressionistiese skilder Claude Monet daar gebly en gewerk het vanaf 1883 tot en met sy dood in 1926. Dit was vir ons 'n ongelooflike plek gewees. Dit het ons stoutste verwagtinge oortref, nie net oor die verskriklike mooi blomme wat ons daar gesien het, oor al die snaakse blomme, anderste blomme as wat ons ken, maar meer ook dat ons hierdie sensoriese overload gehad het. Jy het die blomme gesien, jy het dit geruik, jy het die energie van die plante ervaar, so dit was net 'n fantastiese ervaring gewees. From the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. Was the best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. Vir my was dit 'n hoogtepunt geweest toe ons die volgende dag gaan verder in Normandy ingery het, deur die mooi plase. Geëindig het nadat ons die oggend in Camembert kaas geproe het, geëindig het by 'n plekkie met die naam Bemoutier op 'n plaas. Die broer se seun is die groot cidermaker. Hy het ons gereël vir 'n cider tasting, heerlike appelsider wat hulle maak, verskillende soorte. Hulle maak ook 'n cider van peer wat hy sommer die Normandy champagne noem, wat ook heerlik is. Die boer het so 6 plekkies op sy plaas tussen die groen lande ingerig vir motorhomes, waar jy kan elektrisiteit kry en water kry en dan so lekker kuier. Ons het ook tyd gehad om ons bietjie uit te pak en uit te toets. Ons draai gery, goed so 5-6 kilometer op die plaaspaadjies. Kyk hoe lyk die res van die plaas, en met die pragtige bloeisels wat nou voorop is, alles is groen, en rustig by die motorhome gekom, net lekker pieknik gehou, en het was net 'n heerlike dag. From the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild.
het ons die paadjie afgevat na die Loervallei. Loervallei was nog altyd 'n bucketlist vir my gewees, want soos kleindogtertjie daar, waar mense altyd dink aan kastele en in Suid-Afrika nie veel van hulle sien nie. Hier kry jy 'n oordosis van kastele. Daar is aan die linkerkant, aan die regterkant, aan die voorkant, aan die agterkant, oral is net kastele en nie twee van hulle lyk dieselfde nie. So ek was mal gewees oor die Loervallei. Ons het so al langs die rivier afgery en al hierdie kastele gesien. Van naderby het ons Chateau Amboise gesien. Verskoon daai uitspraak, ek verkrag nou die Frans. Dit was 'n beautiful kasteel gewees. Hy's in die middel van die dorp en die dorp self is sprokies mooi. Al hierdie pragtige gebouetjies, die argitektuur wat anders en so Frans is, en dan hierdie kasteel wat uittoring bo alles rondom hom. Ons was toe gelukkig genoeg gewees om reg langs die rivier met die motorhome te staan. Dis 'n pragtige plek. Aan die oorkant van die rivier was die Chaumont-sur-Loire Chateau gewees, ook 'n pragtige kasteel. So ons het letterlik in die motorhome gesit, beef bourguignon geëet, het ook nie van daai uitspraak nie, en vir hierdie kasteel gesit en kyk, en in die aand gaan die kasteel se ligte aan, en dit was ook 'n sprokie gewees om dit te kan sien. So 'n verskriklike lekker dag in die Loervallei gewees. Ons het toe verder afgery in die Loervallei en toe gemik na Orleans se kant toe. Ja, Orleans was 'n bietjie van 'n uitdaging geweest. Op pad het ons by die famous IKEA winkel gestop en deur al 30 afdelings geloop, kyk wat ons koop, klein rakkies en pakplekkies en goedetjies wat ons in die motorhome ons beter kan organiseer. Ons het ook oor middagete die IKEA meatballs en chips genuttig, wat nogal heel lekker was. Ja, met cranberry sauce. En dit was al vir my baie lekker geweest. Ons het so 'n bietjie gesukkel want die kampplek waar ons in Orleans om wou gaan slaap het, is omtrent in die middel van die stad. Ons het deur die stad gery en geëindig weer eens langs die Loer rivier, saam met seker so 20 ander motorhomes en 'n kampeerplek waar ons die aand baie rustig geslaap het. Volgende oggend nie te vroeg opgestaan nie, ons fietsse opgesaal en ingery die 5 km tot in die Orleans se middestad. Daar het ons op die Joan of Arc plein rondgeloop, so 'n bietjie gekyk wat die geskiedenis is, baie mooi bronsbeelde daarvan en so 'n bietjie daaroor opgelees. Die res van die stad is ook baie mooi kathedraal gesien. Voordat ons weer al langs die rivier teruggery het met ons fietsse om te gaan oppak. So laat oggend en vroegmiddag het ons weer in die pad geval en gery tot ons volgende bestemming, wat 'n wynplaas is waar ons die aand oornag. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Van Orleans af het ons weer die pad gevat en nog gekasteel en gekasteel.
pragtige kasteel op ons pad gekry. Ek weet nie wat die se naam nie, dit is Seloor, nog 'n Seloor, alles is Seloor in hierdie wêreld. Dit was verskriklik mooi geweest, net so impressive, maar die hele Frankryk was daar geweest. En toe ons nou daar verby is, toe besluit ons nee wat ons is weer lus vir 'n wynplaas, soos Arwen gesê het. Toe gaan stop ons by hierdie plek in 'n klein dorpie Oeson. Jy sal sien op die video, daar's weer eens 'n plekkie ingerig, so net langs die wingerde, waar jy jou elektrisiteit en water kry, waar jy stop en jou beste bure is die hoenders en die eend wat so langs jou is. Dit was 'n heerlike rustige aand, so lekker in die dorpie rondgeloop, lekker kos gemaak in die motorhome en baie lekker gekuier. So weer 'n ongelooflike lekker dag. Elke keer as ek en Arno so ry, dan gaan ons deur hierdie dorpies en dan dink ons sê vir mekaar, dis so mooi, dis die mooiste dorpie wat ons nog gesien het. En dan kom ons 5 km verder en dan is daar nog 'n dorpie en dan sê ons elke keer weer, hierdie dorpie is die mooiste een. So 'n fantastiese reis sover. We're gonna